Kykers, dankie dat jy weer inskakel by ons op die TV, Homebase TV en ook op ons WhatsApp en ons verskillende uitsaai-platforms, of miskien luister jy op die radio, ons saai ook uit op party plaaslike streeks radioprogramme daar. Jy kyk na die program Godsdienst en die Koerante. Jy kan dit kry op verskillende maniere, ook deur streaming, jy tik net in daar homebasetv.org, dan kry jy die program 24 uur lank 'n dag. Hier by my het ek weer eens vir Regard, bly is hier Regard? Goed om te sien. Ja, nee Hoe gaan het met oom? Nee, ek leef, jy kan sien, ek leef daar nog. En hoe gaan het met oom se been? Gaan het nou beter? Bietjie styf, ja, nee, die knie, ek nie pyn nie, maar dit is baie styf. Dit is, ek weet nie of ek meer moet oefen, ek gaan wel gym toe en sovoorts, maar lyk my maar 'n langdradige proses hierdie. Ja, dit is maar iets wat tyd vat. Dis moet konsekwent wees. Ja, ai. Ja. Nou, waar jy daarmee te begin? Interessant hierso. Ja, jy het 'n prentjie daar vol vroumense. Image van die day. Ja. En dit wys nou daar so 'n klomp vrouens wat daar so loop. En dan het hulle interessante goed op hulle kop wat hulle dra. Ja. Kom ons lees wat hier onder staan. Dit sê Hindu devotees take part in a Malasti ceremony prayer. Dis nou die Hindus. Dis Hindus, ja. Hindu afgodedienaars. At a beach in Denpasar on Indonesian resort island of Bali. En Bali is mos 'n baie Ja, vakansieplek. ja, is 'n baie ek wil sê 'n populêre plek wat mense na toe gaan. Ja. Malasti is a purification festival which is held several days before Naipe, the day of silence, when Hindu devotees are not allowed to work, travel or take part in any indulgence. So it's a purification festival. En daar loop hulle nou met 'n klomp, lyk soos goue, ek wil amper sê, juwele en verskeie voorwerpe. En daar lyk soos 'n afgod daar agter. Sien hom daarso. Ja, nou wonder ek van waar kom daar die ritueel? Wat is die oorsprong? Opgeskryf in Boeddha se boek, het hy iets geskryf of wat? Ja, kyk, hierdie is die Hindus, so dis nie Boeddhiste nie. So die Hindus is interessant, want hulle is amper baie soos die, ek wil amper sê die Romeine, waar hulle het 'n klomp gode oom. Hulle het nie net een of twee, wat ek al, hulle het 'n klomp. So jy sal sien, ek het een keer met 'n Hindu gepraat, en nie almal glo dieselfde nie. Baie keer, hang af van die god wat jy aanbid. ja, dit is vir my baie Weird. ja, ek weet nie, want hy glo in hierdie gode, en dan het hy 'n vriend wat ook al, wat hy glo nou in daai, en so ek weet nie. Ons van so iets. Precies toch. Dankie toch, ek is 'n protestant. Hier het ek nou al iets interessants, altyd interessant om te kyk, wat se internasionale dae daar is. Hierdie is nou internasionale rolstoeldag. Ek het nie geweet daar's 'n woord, so dag soos dit nie, oom. Ek ook glad nie, geen idee nie, ek leer elke keer iets soos so. Nou sê hulle wiele wat vryheid bewusmaking bring. En daar is 'n prentjie van 'n man op 'n rolstoel, en dit sê, internasionale rolstoeldag op 1 Maart 4, mobiliteit as vryheid. Rolstoele is nie simbole van beperking nie, maar hulpmiddels wat beweging, onafhanklikheid en volwaardige deelname aan die lewe moontlik maak. Ja, wat het die mense gedoen voor rolstoele? Hulle het seker maar gedra. En aan die bed gesit dag en nag. Jong. Sure. Nou sê jy so, internasionale rolstoeldag word jaarliks op 1 Maart gevier. Die dag is in 2008 deur Steve Wilkinson, beter bekend as Wheelchair Steve, gestig om 'n positiewe beeld van rolstoelgebruikers te bevorder en aandag te vestig op die hindernisse wat rolstoelgebruikers daagliks ervaar. Dikwels weens die oorsig van mense sonder enige mobiliteitsgestremdheid. Dan praat hulle van die blok wat hy gestig het, Wheelchair Steve World ensovoorts. Nou ja, dankie toch vir daar hulpmiddel vir daardie mense. Ja nee, ons dink nie regtig daaraan nie. Nee. Maar as jy vat, jy weet wat so groot, wil ek sê, voordeel dit is vir iemand wat nie kan loop nie, né? Geweldig. So ja, sure. Dit was 50 jaar gelede. Ja? Wat is nou weer daar aan die gang? Dit sê hierso, geen bioskoop op Sondag. Bioskoopvertonings op Sondag is teen die regering se beleid en sal belet word, het meneer J.T. Kreer, minister van Justisie, met vraatyd in die Volksraad gesê.
Dis in 1976. So dis teen die staatse beleid, nie die kerkse beleid nie. Baie interessant. Ek onthou toe ek 'n kind was, Ja, het ons daar geloop 'n tydjie op 'n Sondag, dan loop ons daar so oor die veld. Daar is Langehoven skool gewees in Riversdal. En daar was 'n bordjie gewees wat daar op was, wat gesê het geen sport op Sondag. En ek is seker van daai bordjie staan nie meer daar nie. nee, So daar was altyd Sondags het stil gewees, daar het niks aan gegaan nie, Ja. maar dit het verander. ja. Interessant. Ja, nee, ek onthou ook daai daar baie goed, nee, toe was dit die Sabbatsontheiligingswette wat daar gehad het, want ons gesê die Sondag is die Sabbat en jy moet het hou soos 'n Sabbat en jy moet het heilig hou. Dis 'n heilige dag. Ja. Geen sport, geen beeskoop, niks. Jy kon nie geswem het nie, maar jy kon jou voete in die water gesit het, As dit warm is. as het warm is. Ja. Maar as het vir jou lekker was, dan was het sonde en die voete uitdaal af of so. Nou ja, interessant. Jong, ons het laas week gepraat van die nuwe Koran, die papier. Hier het ek nou die papier in my hand in. Sjoe. En 'n baie interessante blad. Nou, hy is redelijk gauw uitverkoop van my vriende, het my gebel gesê, hulle kry hom nie, toe gaan koop ek vir hulle by ander winkels wat het, en gaan gee vir hulle daar. So jy kan hom by 'n winkel gaan koop. Mooi, by al die winkels, al die vulstasies het hom gehad, die Regtig? by al die winkels, ja. My jene, ek Ja. het nie geweet nie. Ek En sal as jy gaan winkel kyk. net nie sê, moet het kry daar so, soos hy is geweldig goed verspreid. En hier is nou die print, die papier, DG, dis nou die direkteur-generaal, water en politici meng nie. Nou, daar is baie ander dinge waarmee water en politici nie meng nie. Politici en drank meng miskien beter daarso, maar nou ja. Nou, laat het aan die ingenieurs en wetenskaplikes oor. 'n vriend van my, Dr. Roy Spamer, het gesê met die hele COVID ding, was die probleem dat die politici het te lang beheer gehad en hulle het dit nie oorgelaat aan die medici nie. As hulle aan die dokters en medici oorgelaat het, sou die ding alles hanteer gewees het. Nou kom ons kyk hier so, wat is alles in die koerant, en soms so vinnig. Daar is op die eerste bladsy aan die ander kant sê, vat water weg van politici. Hulle weet nie om dit te beheer nie, né? Sure. Dan die volgende bladsy, McPherson dalk sy ministerspos kwyt. En informele veldtog van Messias Motsepe. Hy word nou beskou as 'n Messias deur sommiges. Dan Iran gereed vir 'n lang oorlog. Nou ja, bietjie van 'n probleem. En onder 'n week in die wêreld, al die verskillende gebeurtenisse in die wêreld. Dan sê jy vol bladsy advertensie vir akademia, universiteit daar. Dan volgende bladsy Kinderfonds sprei sy vlerke. Laurensa en Schuster bou brûe. Knokkelkoors slaan, maar Johan staan. Ek gaan nie nou oor knokkelkoors praat nie, kykers moet maar die Koran koop en kyk. Dan Arends Veiler wil inspireer, bemoedig met boeke. Volgende bladsy, Parel, beskerm die erfenis. Dan Oukamp oor geblikte leeu's, data moet sê, wil die Oukamp, ne? Dan padde, kwaak, lik, groter as 'n muntstuk word gered. Interessant vir almal wat in die diereryk belangstel. Dan sake, bladsy, wisselvallige trampas ons. Dan dink, hulle het so blykbaar nou 'n dink bladsy, en al die denkers kan hiervoor skryf. Lemoen wys wat jy alles kan doen. Dan die volgende bladsy kommentaar. Stemdag, dit is nou die redakteur van die papier Bernard Beekman wat sy opinie lig daar. Dan sal links 'n hoofartikel, bal nou in leser se hande. En dit sê, en eendag kom daar langs 'n ossewa verby wat met sy sware wiele dwars oor die boompie ry. Maar tog het daardie boompie weer stadig reg gekom. Ek het dit op skool geleer. Jy het daardie geleer op skool of nie? Ons het so 'n boekie gehad van Toesie se gedigte voorgeskrywe. Dit klink bekend, ja. Ja, kom daaruit. Sjoe. En dan sê jy so 'n plek waar ons, sonder die beledigende klank van sosiale media, sinvol diskurs kan voer. Sentristies, progressief en konservatief. Die redaksie is nie alleen eienaars nie.
Dan sê hy so 'n tekenprentjie. En daar vlieg die papier deur die lug, daai klief deur die lug. En daar spring die voor die pad uit na onderstaande man en sê, ek toch iemand het gesê, dit gaan 'n ossewa wees. Nee, maar die papier vlieg daar so. En jy kan vliegtuie maak van die papier. Dan jou mening. Jy kan jou briewe skrywe aan die e-pos en die e-posadres is lesers@diepapier.com. Dis maklik om te onthou. Maklik onthou, kykers, as jy wil iets skrywe, skryf in oor godsdienstige onderwerpe, skryf so toe. En dan sê so kortliks, dis waar jy jou SMS'e kan stuur met die foon. Volgende bladsy, aktueel. Olie laat kiba styg. Dan sê een oor kos en oor vye. Dan sê een volgende bladsy oor profiel. Hoe spel 'n mens aftree? Dan sê een aktueel. Hier is 'n boekwinkel. En hierdie berig is deur Kas Weppenaar, professor in teologie aan die Universiteit van Stellenbosch, soos hulle bring dan maar trek dan maar teologie ook aan hierso. Ja. Op tafels en koffiewinkels die koms van die papier. En nou bespreek hy hierso wat hulle daar in die teologie fakulteit gesê. Hy sê, wat almal gemeen dood is, lewe weer. Teen 11:00 die oggend het 'n groep teoloë in 'n teekamer by 'n universiteit gestaan en redeneer of die gebeure in die domein van die teologie verstaan moet word. En indien wel, of dit dan gepas is om daarna te bewys as 'n soort opstanding. Sure. Is die papier nou 'n opstanding of wat? Want wat almal gemeen het is dood, lewe weer. Papier, koerant, lewe weer. Bloot net 'n geboorte was dit ook nie, want dit het al voorheen bestaan, was die oorwoe mening van die dekaan, kenner van die dogmatiek. En wedergeboorte pas nie in hierdie konteks nie, het 'n jong apostool bygevoeg. Die godsdienstkundige se stywer in die armbeurs was reïnkarnasie, maar dit is gou gevee toe, want die verskyning het geen nuwe avatar behels nie. Dit wat was, is gewoon net weer. Was die manne dit eens? Met die ekumeniese gees van verdraagsaamheid en samewerking is besluit op die konsep koms, of vir die wat het verkies, wederkoms. Die papier het weer gekom, né? Sure. Want wat vir 'n tyd weg was, is weer terug. Dalk soos 'n skaap het een gemeen. Miskien soos 'n muntstuk was die mening van 'n ander. Maar veel eerder so het almal instemmend geklik, soos 'n seun wat weg was en weer terug is in die huis. Sure. Dan eindig die berigie af, te min. Daar was heel as te min papier. Dit was soos wyn by 'n bruilof wat te geop is, of 'n epiese gedig waar 'n mens langer wil lees. Almal het dadelik begin uitsien na die volgende Vrydag en die weeklikse koms of dalk bedreiging van die papier. Nou, ek laat my sommer aflewer in my posbus elke week. Dan die volgende bladsy mense. En hierdie is Zander van der Westhuis. En hulle sê, Zander is 'n predikant, radioomroeper, skrywer en musikant. Soos hulle skrik nie vir predikante nie, hulle gebruik hulle ook daar. Is goed. Nou sê hy so, vriende se skoondogter werk by die universiteit. Sy het gereël dat ons biblioteek se belangrikste boek mag besoek. In die middel van die majesteuse vertrek staan 'n glaskas met een van die wêreld se skaarsste boeke. Die Bybel is een van die oorspronklike eksemplare in 1455 in Duitsland gedruk op die eerste drukpers van Johannes Gutenberg. Hierdie nuwe meganiese proses om op papier te druk met 'n oliegebaseerde drukink het die wêreldse verhouding met woorde, kennis en geloof onherroepelik verander. Gedrukte woorde het kennis in beweging gebring en die woord van God in gewone mense se hande geplaas. Dit was die vuur vir die reformatie en die begin van nuwe denke. Woorde, veral gedruk op papier, het krag. Dink aan die invloed van die Bybel. Die wyse waarop gedrukte woord mense se lewens verander. Ja,
Hy het so gedink, die gedrukte woord, daar sou nie hervorming gewees het, nie daai tyd as dit nie vir die gedrukte Bybels was nie. En weet hom wat, nee, ek het nou so 'n week terug het ek 'n bietjie ondersoek ingestel oor wat is die beste manier om te memoriseer. En toe is daar's baie studies gedoen, maar een van die grootste studies wat gedoen is en wat bewys die beste manier om te memoriseer is om te lees. Ja, visueel te sien. Visueel te sien, Ja. maar dan ook hardop te lees Ja, want hy kan oor die oor ingaan, en dan dit ook te skryf terwyl jy dit lees en dit hardop sê. dan is dit deur al So, dit is al daai. Ja. Maar die ding is, wanneer jy iets het, en hulle het ook ander studie wat hulle gedoen het, wanneer jy papier in jou hand het en dit so kan lees, Ja. en dit kan merk, en die manier, die effek wat dit het op jou brein, is heeltemal anders as wat jy dit net digitaal lees. So, daar is iets omtrent regte papier oom. Absoluut. En dis hoekom ek weet jy soms kan onthou nie, toe die koerante nou so verdwyn het, Ja, toe het ek hom gesê, daar's nou 'n mark. ja. En die mense die mark nou raak gesien. En ek dink die netwerk 24 gaan spyt wees dat hulle al die koerante weggevat het. Ja, dit is so. So, Dan is 'n berig, ouers in FAFU, dan is so aktueel, nou ja, as die hele wêreld kyk, dan sien meditasies oor 'n anderste markplein, volgende bladsy weer menings, daar's een deur Alida Kok, van Akademia, Gretigheid vir Grens, aan die volgende bladsy, aktueel, moenie demokrasie in Iran gou verwag nie. Iets waaroor baie mense wonder, né? Dan sê jy so blokkies, raaisels, dan koalisie moet uit een mond praat, sê kenners, Iran oorlog oor die prys raak almal, landbou bekgeveg duur voort, wag El Nino op boere. Interessante opsig. Dan sê jy nou oor boeke, 'n roman oor olifante boei, dan sê Gen Z, generasie Z, boomers, Gen X, millennials, Gen Z, jou ma weet wel beter as jy. Nou ja. Dan sê advertensies, reksadvertensies in sport en klaar. Nou ja, daar is die eerste ene. baie interessant. En hier is die tweede papier, né? Daar is die groot voorblad, Hill Lewis oor John se toekoms. Nou ek gaan hom nie alles deurblaai nie, miskien net hier so verwys, briewe, daar's klaar van die bekende skrywers wat geskryf het, dis een van Dr. Henrietta Klaasen van Randfontein. En sy sê, dankbaar dat gedrukte woord geag word. Zander van die Westhuizen skryf oor een van die eerste exemplare van die Gutenberg Bybels wat in 1455 gedruk is en in 'n glaskas bewaar word. Die Gutenberg Bybel het die hervorming aangevuur en geletterdheid reg oor Europa versprei. Dit het my laat nadink, hoe diep is ons waardering vir ons gedrukte Bybels en die krag van die woord. Ja, dankie. Hier is ook 'n SMS kortliks deur professor Hofmeyer van Pretoria. Hy sê dankie vir die koerant. Nou ja, soos daar is daar 'n bietjie meer papier in hierdie wêreld. Hier is nou een wat sê, ken jou koerant? Wat 'n koerant nou? Nou so dit is nou die burger oom. O, ken jou burger nou, ja? Nou wys dit hier is 'n klomp verskillende afdelings nou, wat deel is van die burger. Byvoegsels. Byvoegsels, ja. En daarna heel bo kan ons nou sien, dit begin met Jip. En dit is nou kom maandag uit. 'n blad of 2 in die hoofkoerant, waar berig word oor skole se nuus, sport, musiek, kultuur en al sulke dinge. En die volgende eens donderdag is motors, alles nou te doen met karre. Vrydag is gesond. Vrydag is ook landbou. Saterdag is versnit. En dan ook by. Ja, okay. En dan nog ook Saterdag is eiendomme, veilings, en dan daagliks is sniffelgids. En dan jaarliks is 'n spogbylaag. En dan ook jaarliks is Namibië, blomme, wynroetes, feestyd, en dan 2 keer per jaar is asem. Hou jou asem op. En dan hieronder sal ons sien, daar is 2 keer per jaar ook vakansie, bylaag en reis, en dan jaarliks is sport. Jy weet het laag by dink, Media 24 was eintlik baie pleinweg stupid en dom gewees. Hulle kon hierdie burger met al hierdie klomp bylaas net so gedruk het in Transvaal.
onder die naam beeld of onder die naam burger, dis klaar geset al die type dinge. Ja, ja. Hoef nie die koerant weer te herontdek nie en het daar verkoop en 'n bietjie plaaslik in die stad, bietjie plaaslik in die hierso, want 80% of meer is Is nasionaal of internasionaal. nasionaal of almal bekend, ja, nou ja. Sure. Ja, om nou net te wys hierso is nou 'n voorbeeld van die burger se by. Baie interessante by staan eintlik vir bylaag, né? Gemorskos, net so verslawend soos sigarette. 'n hele berig hieroor. En dan sien so ook uit die argief, al die ou berigte, hierso is so Suid-Afrika Tutu in arrest. Hy is in arrest geneem, dan sê dit Dr. Tutu, Anglikaanse biskop van Kaapstad, en Dr. Ellen Boesak, voorsitter van die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke en die moderator van die NG Sending Kerk, was deel van 'n groep van meer as 100 mense wat deur die polisie in hegtenis geneem is en na Kalmerplein gebring is. Hulle is later vrygelaat. Die president van die Methodiste Kerk, Dr. Khoza Magojo, die hoofsekretaris van die SA Raad van Kerke, Ewarde Frank Chikane, en aartsbiskop Stephen Naidoo, Rooms-Katolieke aartsbiskop van Kaapstad, was ook in die groep. Almal in hegtenis geneem. Sure. Sien dieselfde prentjie van Stalin hierso. Ja, Stalin sterf, né? Sure. Antarktika oorgesteek daar. Vliegtuig ontplof bo Johannesburg. Dan sê advertensies. Kyk nou hierdie advertensie daarso. Kyk dan, né? Die lewe het weer kleur gekry van 'n dokter vir my stout voorgeskryf het. Stout oom. Stout, ja. Nie sout nie. Nie sout nie, stout. S-T-O-U-T. Daar staan die mooi vrou met 'n Plaat. plaat na hand en daar is 'n man met die pyp in sy mond en daar is hy so bly die dokter was stout voorgeskryf. Sy moet nou stout wees. Nou wat 'n stout is dit oom? Wat se stout? Lara vertel wat se stout dit is daarso. Castle Milk Stout. Eintlik Engels stout. Dit die bier van daardie tyd. Die dokter sê sy moet bier drink, dan sal haar lewe weer kleur kry. Dis die oudtydse advertensies daar. Wat 'n advertensie is dit, nee? Ja, nou ja. Dan kyk jy so ene langsal. 1953. Wie is die antichris? Dat almal vra, né? Van waar sal hy regeer? Wanneer? Welkom. Sondag aand 8 Maart om 7:30. Toegang vry. Stadsaal Maitland. Ek sou dit graag wil bywoon, maar ek is nou 50 jaar te laat. 1953, nee? Ja, ja, né? Meer as 50 jaar te laat al. Ja, dit is meer as 70 jaar terug. Meer as 70 jaar terug. Ja. Ja, my somme is nou verkeerd daar so. 70, ek se woord aan die 50 jaar. Ja. As jy weet. Evangeliste Josling en Van Eck bring 'n oortuigende en sielroerende boodskap uit die woord en in sang. Vriende, kom. Bring 'n vriend. Baie interessant. Wonder of daar enige kykers is wat hierdie Josling en Van Eck onthou en hulle evangelisasie daar. Baie interessant wat dit daar is, né? En so gaan dit aan met verskillende baie interessante berigte, koalisies as wonderlik ensovoorts. Maar dan staat nog 'n by, die mees onlangse by hierso, en dit praat hierso van een von Memberty. Weet jy wie is een von Memberty? Nee, oom. Nee. Jy is nou gou geleer Ek het in die bos groot geword, oom. in die bos. Ja. Nou ek het in die stad groot geword en ek weet ook nie. Baie interessant. Hierso is professor Anton van die Kerk se kommentaar. Waarteen ek wel beswaar het, is wanneer daar 'n spektakel van die gebeurtenis gemaak word. En regs is professor Lizet Rabie, dit kan ook help dat gewone Afrikaners meer oor die dood begin dink. En dan op bladsy 4 tot 5 praat hulle oor hom. Ja, 2 vol groot bladsye. Die dood van vermaaklikheidster, hy was 'n vermaaklikheidsster, hy was op al hierdie sepies en opvoerings, al daai tipe ding. Het seker nie, ek dink ons het tyd om daarna te kyk en te luister. Dis die probleem, oom.
te min tyd. Nie tyd daarvoor nie. Een van members, die 61 jaar oud, jong nie, Sure. het 'n ongekende debat in Suid-Afrika ontketen. Geweldige debat daar. Die bo links staan Willemien Brumer, wat die brug skryf, sy sê toe die vermaaklikheidster een van Memberley sy lewe in hotelkamer beëindig het die debat oor die reg om te sterf 'n ongekende wending geneem, skryf Willemien daar. Kort na die dageraad van die demokrasie deklameer 'n sielkundige dosent in my tweede jaar sielkundige klas. Jou lewe behoort nie aan jou nie, maar aan God. Daarom is dit 'n sonde om jou eie lewe te beëindig. In die derde kader van die 21ste eeu sou hy waarskynlik dissiplinêr aangekla word. Maar in die vorige eeu was selfdood so taboe dat dit verswyg of verdoem is. 'n Voorsaat wat in 1858 haar eie lewe geneem het na die dood van 'n kind, is saam met die baba aan die voet van Towerkop op Ladysmith begrawe, omdat die kerkvaders in daardie jare nie hul oorskot in die kerkhof wou toelaat nie. Sure. Soos om 'n kortlik saamgevat hierdie, een van memberteam, hy het, wat hy noem, selfverlossing gepleeg, selfverlossing. Nie selfmoord of selfdood nie, selfverlos. Hy het hom verlos van die lewe. Maar, Hoe kan jy wil verlos word van die lewe? jong, Dit beteken, hy dink dat die dood is beter as die lewe. Dit maak mos nie sin nie. Dis baie dinge wat nie sin, jy sê ongehoord hierso. Dit sê so van Memberley se self-deliverance is 'n klas van sy eie, maar die term is allermins nie daarso. Dit is presies soos jy daarso sê. Nou gaan jy so in en sê hoe hy betrokke was by die Strictly Come Dancing, hy was 'n aanbieder daar, ensovoorts, maar hy het voor die tyd, 'n paar maande voor die tyd gesê, ek gaan nou my lewe self verlos. Almal gesien, gesê ensovoorts, almal het verwag om met hom probeer praat ensovoorts, maar hy het sy lewe self beëindig en homself verlos. Nou ja. Ja, daai woord is, jy kan nie net 'n woord vat en sê dit is so dit is nie. Jy moet die betekenis van woorde respekteer. En ek dink nie hy het dit gedoen nie om. Hier het ons nou een uit die huisgenoot. Ja. Ons sien nou daar is ook 'n prentjie van hom, die lewe en die dood van SA se Mr. Showbiz. Vir die mense na aan hom was hy nie net een van ons voorste vermaaksterre nie, hy was die man vir wie hulle lief was. Ai. En dan is dit nou hierso ingaan, kan ons sien, hier is hele 2 bladsye wat net gaan oor dit, die man vir wie hulle lief was. Het sê so daardie onnuttige glimlag, die onuitputbare energie, die klavier se klawers onder sy vingers, sy voete wat vlieg oor die dansvloer. Hy kon sing, hy kon dans, hy kon musiek maak, hy kon toneel speel. Hy was eerstens en altyd 'n showman. Dit is wat hy wou wees en dit is hoe sy gehoor hom sal onthou. Een van Memberley, die ster van Strictly Come Dancing, SA's Got Talent en die musiekproduksie A Handful of Keys, meer as 1000 keer opgevoer voor meer as 300,000 mense. Dit was een se ex-vrou Vivian Lawrence en sy kinders Oscar, 30 jaar oud, en Casvia, 25, wat nie wou hê sy selfmoordboodskap moet na sy dood met die wêreld gedeel word nie. Dit is hulle wat moet probeer om afsluiting en berusting te vind nadat een alleen homself in 'n hotelkamer in Johannesburg doodgemaak het, met 'n koevert by die deur met instruksies wat verduidelik die personeel wat die lewelose kamer oopsluit met die bestuurder gaan roep en die nooddienste bel. Dit is dan vreeslik. Dit is erg. Sy dood was nie vir hulle onverwags nie. Hy het sy naaste mense sedert verlede jaar daarop voorberei dat hy beplan om sy lewe te neem en sy besluit om te sterf ook gedeel in 'n ritsvideo op YouTube. Hy het die reeks sy laaste Dying for a Better Life genoem en ook op Facebook oor sy pad geskryf. Die afwagting, die wette dat een sy lewe op 'n dag gaan neem, was vir die mense na aan hom verskriklik, sê 'n jaarlange vertroueling. Dit was erg vir ons. Maar een was onverzetlik.
Hy wou nie een dag soos sy ouers al swakker en al hoe meer afgetakel raak nie, het hy gesê. Sy ma Lorraine is in Desember op 95 dood, nadat sy jarelang demensie gehad het en in sy sorgsentrum was. Sy pa, Alex, het op 66 'n beroerte gehad en was vir 14 jaar lank verswak voor hy dood is. Die gedagte aan die moontlike afdraand van die dag was vir Ian pynlik. Sy geestesgesondheid was ook soms onder belag. Hy het bipolêre depressie gehad en al tevore gesê hy het voorheen selfmoordgedagtes gehad. Die keer het hy volgehou, het hy beskou as 'n ander pad, en hy het gevoel hy wil goeie maande eerder as 'n lang jare hê. Baie hartseer, né? Verskriklik. Jy weet, ek was net voor ons opname nou was ek by 'n begrafnis van Christa Nudee. En sy is oorlede, ek dink sy was 89 jaar oud. So sy het amper 30 jaar langer geleef as hy. Sure. En sy het so 'n wonderlike produktiewe lewe gehad. En sy het so baie verander mense beteken en so baie evangelisasie gedoen op die WhatsApp groepe en die waarheid versprei en mense bemoedig, soos 'n mens moet nie dink as jy oud word beteken jy niks nie. Oom, kyk wat sy werk doen, oom. Dink dit nie maks ernstig, Maar ek is nog baie jong. nie maks ernstig, hoeveel jare ouer is oom nie as hy nie, en dink dit al die mense wat oom al met gesels het en in kontak gekom het, van daardie ouderdom tot nou toe, Absoluut. en jy kon nie, verstaan nie, so die hele punt is dat ons leef nie net vir onsself, Nee. ons leef vir die mense om ons, so nou jou familie, Ja. sy kinders is nog jong, 30, 25, Ja. nee, so jy leef, jy het jou familie om jou, jy het al die mense wat jy in kontak kom, verstaan nie, so dit gaan nie net oor jouself nie, dis die een punt, en die ander punt is, as jy gesond leef, en oefening inkry, en weet die gesondheidswette volg wat God vir ons gegee het, dan hoef jy nie te stres oor al die verskillende siektes so erg nie. Ja, dit gebeur, ons is nog in 'n sonnige wêreld net als, maar dan is die kans dat jy weet al die verskillende siektes en probleme gaan opdoen baie minder. Ja. So dis baie hartseer. Jy weet, met 'n normale dood, soos waar ek nou was by Christa Nudee se begrafnis, die mense kry berusting en afsluiting. Maar by so iets is dit net trauma. Mense is ontstel. Kyk nou wat hulle hierdie brug wat geskryf was, dis deur Hanley Retief in 'n rapport. En die opskrif daar is een se laaste dae. Hy kon R80.000 per maand verdien, maar hy wou die show wees. Sure. Hy wou met 'n Big Bang verdwyn. Sy sê een van Memberty het opdrag gegee dat 'n laaste video na sy selfdood op sosiale media geplaas word. Sy verpletterde familie het egter besluit om dit nie te doen nie. En het ook sy vorige video's oor sy selfbevryding in aanhalingstekens verwyder. Sy vriend Charles van Heiningen gesels met Hanley Retief oor die vermaaklikheidster se laaste dae en deur die teks van sy laaste boodskap. En so is nou 'n lang brug wat ek net enkele stukkies wil na verwys, kan nie alles lees nie. Sedert Ian hom in November vertel wat hy beplan het, sal deur 1000 dode gegaan. Kyk af vir die ander mense, né? Ja. Dit was my verskriklik. Hy het eers in 'n WhatsApp gedeel en toe opgevolg met 'n lang brief waarin hy alles verduidelik. As jy een ken, sal jy weet hoe finaal daardie besluit was. Een wou nie arm en ellendig oud word en doodgaan soos wat met so baie mense vermaaklikheid wel gebeur het nie. Sy angs daaroor was veel groter as sy vrees vir die dood. Trouwens, toe hy dit besluit het, het daar 'n salige kalmte oor hom gekom. Hy en Viv het vroeër 'n wonderlike produksie op skepe gehad. Hulle was featured artists, wat soos gaste behandel is, maar toe droog die werk op. En resident lounge pianist is deel van die bemanning. Jy eet saam met hulle, bly tussen hulle, word nie so baie betaal nie. Maar steeds, hy kon R80.000 'n maand verdien, met alle verblyf gedek. En jy sien die wêreld, hy wou nie. En sy grootste vrees was om 'n ou dag te hê waar hy armer en kleiner word. Hy wou die show wees. Ja, die lewe is nie 'n lewe lang 'n show, daar's ups and downs en probleme, maar die Here vat jou hand daardeur. Hy wou hê mense moet hom aanhou sien as die lewenskragtige, lewensligtige
mens van altyd. Met een sy besoek in Januarie het hy vir Saul gesê, hy het net genoeg geld vir 'n paar goeie maande. Einde Februarie is sy geld op. Daar was baie seer in die gesin oor wat een beplan het, maar liefde ook. Hy was kerse by sy dogter Kasvee in Duitsland. Viv het sy besluit aanvaar, maar dit het haar diep seer gemaak. Dis sy vrou van wie hy geskei is, net voor dit. Sy was 'n baie privaat mens en dit was vir haar 'n probleem, dat die hele ding so in die openbaar afgespeel het. Ian en Viv is in 2025 geskei. Sedert COVID, toe die finansieel regtig sleg met een gegaan het dinge uit mekaar geval. Viv het vir 'n lang tye bejaardes in Engeland versorg. Hulle het uit mekaar gedryf. En dan hier so reg aan die einde, vertel vir ons, geef ons so Von Memberty se laaste boodskap. Een van Memberty het beplan om sy dood in sy video op sosiale media te verduidelik. Dit is nooit geplaas nie. Rapport deel vandag die teks. DFL, the party's over. DFL staan vir, kom ons kyk wat staan dit heel onder daar so. DFL is Dying for a Better Life. Maar die trauma wat die agterlaat vir die mense, hier so sy hele boodskap, ons gaan dit nou nie daar lees nie, maar dis skokkend. Dis erg. Hier is nou een wat sê, een van Memberty's death may complicate battle for euthanasia. En euthanasia is mos 'n Selfdood, selfmoord in ou dae, selfdood. Jong, dit is 'n groot probleem. Ek weet van in Kanada is dit Ja, mos is dit wettig. Ja, En baie keer daar, soos ek het reg verstaan, kan dokters besluit as hulle die mense wil, jy weet, laat ja, nie meer in leef Holland nie. ook, jy roep So, dokter, hy want- gee jou inspuiting. Ja, maar hier is die ding wat gebeur het, is die een vrou Ja. was gekontak deur die hospitaal om te sê, hulle is jammer dat hulle dit weet, dat haar pa is oorlede, en toe sy ingaan, toe vind sy uit, maar die dokter het besluit, weet jy, hy is al te ver, hy gaan nou maar die pa inspuit, sonder dat die familie al weet, so dis wettig dat die dokter kan besluit. Dis erg. So ja, in elk geval, het sê hier, so the showman's suicide could muddy the waters for a high court battle to make a medically assisted dying and suicide legal in South Africa. And it is by Marian Thumb. Before his death, Von Memberty's public photos and videos on Facebook and YouTube, which justified his decision, drew widespread support. Thousands followed his series, which he titled Dying for a Better Life, in which he argued that suicide and self-deliverance are not the same thing. Dis is ek 'n graaf vat en ek noem hom nou iets anders te. Verstaan, dit gaan nog steeds 'n graaf bly. Self-deliverance is a term that became popular in the early 1990s when debates about voluntary euthanasia raged globally as the Right to Die movement peaked after the 1991 publication of Final Exit, The Practicalities of Self-Deliverance and Assisted Suicide for the Dying by Derek Humphrey. By self-deliverance, Von Memberty said he meant a peaceful and non-violent death. I cannot describe methods. Doing so would result in a possible censorship and removal. It is deliberate and prepared. His series was not about assisted dying either, said Von Memberty. Assisted dying requires conditions and access that many people simply do not have. By this, he was referred to the lack of social and medical services and support for the people with terminal illnesses wishing to die. The law on suicide. South African health legislation requires that anyone with knowledge of a threatened suicide must intervene and seek mental health care for that individual. Technically, those who support Von Memberty on Facebook have violated the law. Dis interessant, nie? So as jy mense aanmoedig of hulp, of as jy net stil bly, Dan is dit, ja, dis eintlik Dan ja, is dit jy krimineel. breek die wet. op die oomblik. Ja, want byvoorbeeld as ek ry en ek ry oor 'n brug en ek sien iemand wat wil spring, Ja, dan is dit is my verantwoordelikheid om te stop en te help. Verstaan? Jy kan nie net sê, oh ja, daai ou gaan spring nie. Verstaan? Ons moet jy moet iets doen omtrent. Verstaan? So ja, dis erg. Act of 2002 states that if a person is threatening suicide, they may be subject to involuntary care, treatment and rehabilitation. The person threatening suicide can also be involuntarily admitted to a designated health facility for a 72-hour assessment to determine their mental state and immediate risk.
The law makes provision for police intervention too. Dan sê dit, the law also states that although suicide is not a crime, assisting or inciting someone to commit suicide is unlawful in South Africa and can be treated as murder or culpable homicide. Ja. So dit is ernstig. Hier is 'n prentjie van sy familie. Hy kyk hoe lyk hulle. Daar is die kindertjies. Jy weet, dit is die verskil tussen iemand wat God ken en God nie ken nie. Iemand wat God ken weet, hy en jou familie gaan jou deurdra, ja, jy sal sterf, dit is die lot van die mensdom, maar jy gaan nie so sommer jou eie lewe neem nie, die trauma is net te erg, soos, hy het sekerlik nie God in sy lewe gehad nie. As hy God in sy lewe gehad het, as jy het nou nakies kan sê, Ja. het hy die verkeerde prentjie van God gehad. Absoluut. Want dit is definitief nie wat God vir ons wil hê nie. En Johannes 10 sê vir ons baie duidelik, en ek het al baie keer op hierdie stasie genoem, is God wil vir ons 'n lewe van oorvloed gee. Ja, En dit is nie net in die namaals nie, maar dit is hier. ja, God wil nou vir ons, nou op hierdie aarde wil hy vir ons 'n lewe van oorvloed gee. En dit is hoekom hy vir ons strukture en wette en reëls en al die dinge in die Bybel gegee het, sodat ons kan lewe in oorvloed, ja, maar ook, jy weet, nie hoef te stres oor al hierdie ander dinge nie, Ja. verstaan? So, God wil vir ons die beste gee. ja, So dis baie hartseer, dat hierdie man nou gedink het, dit is die beste uitweg. Hier is nou 'n volgende een, wat geskryf is deur Isaac Burger, en hy was mos die president van die AGS, né? dis reg, ja, soos dis, hier is nou 'n teologiese respons, ek sou graag 'n bietjie, ek is baie bly, daar's 'n teoloog wat nou 'n bietjie insaag gee hierson. En dit sê so, Von Memmerty sê ekstreme daad kan lewens kos. Ai, Sogenaamde selfbevryding is 'n ekstreme uitdrukking van die humanisme. Die kunstenaar Ian Von Memmerty het vooraf die beëindiging van sy lewe onderskei van konvensionele dood, selfmoord en bystanddood. Hy het dit selfbevryding of selfverlossing genoem. Hierdie onderskeid is egter bloot semanties. En semanties beteken ons, dit is maar net woordspeling. woordspeling, ja, Jy weet, en dit is wat ek net nou gesê het, so jy vat hierdie graaf en kom ons noem dit 'n vurk, jy weet. Ja. Jy kan nie dit doen nie. Met alle respek, die oorgrootste meerderheid mense wat selfdood pleeg, sou dit ook as selfbevryding, selfverlossing sien. By sy dood was Von Memmerty 'n aktiewe en gesonde man van 61. Die lyding en smart van sy ouers laaste jare en die moontlikheid dat hy self in jare om te kom met armoede of ouderdomssmart te doen kan kry, het hom oortuig om op sy eie terme, tyd en manier vroegtydig en waardig die lewe agter te laat. op sy eie terme, God speel geen rol daarin nie. En dit sê, waardig is hier in hakies oom, want dit is, Ja. dis nie waardig nie. En wil hy 'n show maak en wil hy 'n video daarna vrystel, amper asof hy nog mense wil aanmoedig Ja, en dit is- Ek is Ek is baie bly sy sy familie Het die, gesê nee. die vorige video's afgehaal het, Ja. en ook besluit het om hierdie nie. Ja, dis die korrekte ding. Ja, definitief. Daar's ook 'n punt waar hy gesê het dat hy wil die mense hê moet hom onthou soos wat hy nou is, en nie wat hy eendag miskien kan wees nie. Mense gaan hom onthou wat hy gedoen het. Ja. Nie onthou wat, verstaan, dis is sy laaste ding wat hy gedoen het hier op aarde. Ja. Dis wat hulle gaan onthou. Presies. En dis hartseer. Ja. Dit is 'n ongewone en vreemde besluit. Die mense wil om te lewe is waarskynlik sy sterkste natuurlike drang. Ja. Hierdie is 'n baie belangrike punt. Ja. Dit word telkens duidelik wanneer mense in die smartlikste en haglikste omstandighede steeds sal veg om oorlewing. Daarom is dit gewoonlik 'n teken van depressie wanneer iemand se sterwensdrang groter as sy lewensdrang word. Ja, en God het daardie lewensdrang in die mens ingesit. Ja. En ek wil amper sê, dit is amper meer as net depressie. Ek dink dit is letterlik 'n verstandelike afwyking. Hy het definitief 'n probleem gehad. Alhoewel Von Memmerty daarteen gemaan het, is dit wesentlik moontlik dat sy persoonlike motivering en voorbeeld mense wat op 'n kwesbare en depressiewe plek in die lewens is 'n soortgelyke besluit kan neem. Die mense as vrye morele wese. My standpunt oor die kwessie berus nie op humanistiese of filosofiese gronde nie, maar op my oortuiging as Christen. Eie aan die mens is dat God die mens as 'n morele wese geskape het met 'n wilsbevoegdheid, wat beteken dat hy keuses kan uitoefen en dit deurvoer.
al is dit ook keuses wat bots met dit wat God van hom verwag. Moraliteit veronderstel verder dat hy tot verantwoording geroep kan word vir die besluite wat jy geneem en deurgevoer het. Alhoewel die mens vanuit Christelike beskouing moreel en geestelik 'n gefalle en verdorwe wese is, neem dit nie sy vermoë en reg weg om keuses uit te oefen nie. Ook vir die verkeerde keuses. Vir die Christen gelowige is die riglyne vir die regte en die verkeerde eerstens en bo alles in die Bybel vervat. Die 10 gebooie is miskien die bekendste en duidelikste voorbeeld hiervan. Die lewe en leringe van Jesus Christus is by uitstek die wegwyser vir die gelowige. Die wegwyser vir die gelowige. Yep. Maar die ongelowige het geen wegwyser nie. Hy wil nie van die wegwysers weet nie. Hier sou 'n mens veral dink aan Jesus se groot gebod, naamlik liefde vir jou God, nommer 1, liefde vir jou medemens en liefde vir jouself. Ja, En Jesus sê baie duidelik dat jy met jou naaste lief hê, ja, soos jouself. ja. Verstaan? Hierdan sal ons woorde en dade uiteindelik gemeet kan word. Die mens se reg om keuses, reg en verkeerd, uit te oefen, is ook die gevolg daarvan dat die mens na die beeld en gelykenis van God geskape is. Daarom erken God die mens se reg tot keuses, ook sy verkeerde keuses. Dit moet egter in gedagte gehou word dat alle keuses gevolge het, hier en hierna. Die keuses om self 'n mens se lewe te beëindig, ook wanneer dit wel deurdagte en vooruitbeplande besluit is, het verrykende gevolge. Ja, en Dit is nie net, jy raak nie net jouself, Nee, dit raak verskriklik almal en dit is ook naby om jou. uiteindelik 'n selfsugtige, Absoluut. die Engelse woord act, né? Ja. Dit is 'n show. ja, dit is ja, act. Skokkend tragies. Romeine 14 vers 7 sê duidelik, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself. Kyk daar, dit is pragtig nie. Ons lewe en ons sterwe het reperkusies. Ja, Daar is 'n hele paar voorbeelde in die Bybel waar mense selfdood gepleeg. En elkeen van hierdie gevalle word dit in die Bybel in negatiewe lig gestel. ja, Dan die humanisme. Humanisme plaas die mens sentraal. Humanisme vra nie in die eerste plek na God se wil nie, maar aan die mens se selfgesentreerde, selfsugtige en hedonistiese begeertes, drange en behoeftes. Die volkome humanis vra nie na God en sy wil nie, hy neem self die posisie van God in. ja. Humanisme plaas die mens op die troon van sy lewe met die reg om self te besluit wat vir hom goed en reg is. Ja, Die mens self is die hoogste gesag. Wat God sê is irrelevant. ja, Vanuit hierdie grondslag kom die argument dat die mens ook die finale sê oor sy lewe moet hê. Hierteenoor leer die Bybel in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Dit is 'n baie belangrike punt, né? ja, Want julle is duur gekoop. ja, kyk daar. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees. Ja, Wat aan God behoort, natuurlik is hierdie skrif eerstens op gelowiges van toepassing. En dan is ook 'n teksvers wat sê dat ons met ons liggaam is 'n tempel van God, ja, en ons moet dit so hanteer, Ja. en as ek hierdie tempel skend, Ja. skade doen teen hierdie tempel, Ja. sal God my skend. ja, Dan is so dat daar's ernstige Ja. waarskuwings. lewe behoort aan God. Vir die gelowige is God alleen die bron van alle lewe. Hy is ook die eienaar van alle lewe. Buiten enkele uitsonderings, soos met die swaardmag, wat God aan die staat verleen en in selfverdediging, is die neem van 'n lewe 'n vergrype aan wat aan God behoort. En hierdie punt is 'n baie belangrike punt, is dat God, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ja. God is die lewegewer. Ja, En omdat God die lewegewer is, al die gedeeltes in die Bybel waar God mense doodmaak, né? Dis nie moord nie. God maak nie mense dood nie. Hy neem lewe. Omdat hy lewe gee, neem hy weer lewe. Verstaan? En dit is hoekom dit so 'n belangrike punt is dat God is die lewegewer, en wanneer ek dan 'n lewe neem, also wanneer ek gaan en ek dan doodmaak, is die groot probleem, want ek is nie die een wat in beheer is van lewe nie. God is. ja, Verstaan nie, dit is die punt. In Filippense 1 vers 21 sê Paulus, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En in vers 23, ek het 'n verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. En spite van hierdie verlange in sy hart, en al moes hy vele vervolging, swaar kry en die wete van teregstelling in die gesig staar,
het hy geen poging aangewend om sy aardse loopbaan self te beëindig nie. Ja. Von Memmerty se redes en motivering vir sy besluit klink in vele opsigte logies en humanisties gesproke aanvaarbaar. Hy maak ook nie sy besluit normatief vir ander mense nie en respekteer die wat anders daaroor voel. Eweneens erken en respekteer mense sy keuse. Die erkenning van hierdie moontlikheid dat die mense keuses kan maak wat teen die wil van God is, beteken egter nie dat dit ten minste vanuit 'n Christelike perspektief geregverdig kan word nie. Von Memmerty het homself as nie gelowig beskryf. Bybelse oortuigings het oënskynlik nie by hom 'n rol gespeel nie. In watter staat van wilsbevoegdheid iemand by die beplanning en uitvoering van so 'n daad verkeer, weet God alleen. Net hy ken die diepste bedoelinge van 'n mens se hart en hy alleen het die reg om daaroor te oordeel. Dr. Burger is 'n voormalige president van die apostoliese geloofsending. Baie goed geskryf. Baie goed beskryf. Ja, baie belangrike punte. Nie almal stem met jou saam nie. Nie almal stem saam wat dis. Ek dink ook is baie goed geskryf. Ek's baie bly 'n teoloog het ingekom met perspektief hierso. Want al die ander berigte in die koerante was nie van teologiese insigte nie. Ja. Dit was, jy weet, verslaggewing. Kom ek kyk, hier is nou 'n reaksie daarop. Dis die Amos van 'n Westhuizen. Jy sal miskien Amos nog onthou, het hulle 'n paar keer so uit ons briewe van hom gelees. Die opskrif is, Isak Burger is geen denkleier. Hoekom gee 'n rapport hom 'n platform? Dis 'n interessante stelling. Ja, hy wil nie die rapport moet so 'n brief publiseer nie, want Isak Burger kan nie dink nie. Hy is ook nie 'n denkleier nie. En nou is hy 'n denkleier ook. Want hy skryf dan ook vir Netwerk 24. Dis 'n goeie vraag. Ek sal nie daarop kom nie. Kom ons kyk wat hy sê so. Hy sê, die Handves van Menseregte in die grondwet gee 16 aspekte van identiteit waar volgens nie gediskrimineer mag word nie. Dit sluit in velkleur, geloof, geslag, seksuele voorkeur ensovoorts. Dit is ondenkbaar dat rapport 'n rubriek of brief sal plaas waarin iemand van een van hierdie identiteite die ander veroordeel op grond van hul identiteit. Stel jou voor, 'n blanke persoon wat mense van ander velkleure veroordeel op grond van hul velkleur, 'n heteroseksuele persoon wat gays veroordeel, of 'n man wat vroue minderwaardig ag weens hul geslag. Ondenkbaar. Hy kom sommer hier so met 'n klomp steke aan teen 'n klomp mense, né? Die gereelde uitsondering op die reël is geloof. Hier kom hy nou in. Die nuutste voorbeeld is Dr. Isak Burger se skrywe oor een von Memmerty se selfdood, wat jy nou net daar gelees het. Tot Dr. Burger se krediet moet ek hom gelyk gee. Von Memmerty se geloof kan aansteek. Lees gerus Malcolm Gladwell se The Tipping Point vir navorsing hieroor. Ek gee Dr. Burger verder krediet dat hy telkens sy mening kwalifiseer, my oortuiging as Christen, vir die gelowige, van die Christelike oogperspektief, ensovoorts. Dis alles baie hoffelik. Tog kom hy tot die gevolgtrekking dat sy God, drie-enig, vermoedelik, in hakies, sal oordeel oor die keuse van Memmerty, 'n nie-gelowige. Sal rapport 'n rubriek plaas van 'n rabbi, wat glo in Yahweh sonder die ander twee lede van die drie-eenheid, of 'n imam wat glo in Allah, of 'n geestelike leier van enige ander godsdienst as die Christelike godsdienst, wat Dr. Burger se lewenskeuses en leringe beoordeel van 'n hulgeloofsperspektief. Onthou, wat die Jode of Moslems betref, glo Dr. Burger in 'n valse God. Hy staan dus voor hulle net so ongelowig as von Memmerty voor hom. Dr. Isak Burger is 'n ongelowige in enige ander godsdienst as die Christelike. Die rabbi of imam kan ook beweer dat Burger aan 'n hiernamaals moet staan voor die oordeel van Yahweh, minus Jesus en Heilige Gees of Allah. Waarom word geloof net soveel geag as identiteit, as voorbeeld velkleur of geslag? Want dit verander net so moeilik. 'n Kind wat geloof aanleer, indoktrinasie, vraagteken en hakies, as deel van kultuuroordrag,
leer dit baie moeilik af. Op daai punt, ek wil net vinnig ietsie noem. So hy noem nou hierso dat hy sê dat die Jode, so die Israeliete, het nie geglo in die drie eenheid nie. Dit is baie interessant, want ons lees van die drie eenheid in die Ou Testament. Ja, Voor ja, Jesus gekom het, lees ons van die drie eenheid. Ons het geskep, ja. Verstaan, so, ja, maar daar is baie teksverse, ons het nie nou tyd daarvoor, maar die punt is maar net, so hy het die kat in die stert weet, want hy ken self nie regtig die geskiedenis van Israel nie, en die teologie van Israel nie, net op daai punt, en dan hier waar hy sê van die ongelowiges en die gelowiges en sovoorts, ek glo dat almal gelowig is oom, ek glo dat daar is niemand onder hierdie son wat nie 'n gelowige is nie, en ek gaan nou vir hom verduidelik hoekom ek so sê, want almal glo iets. Hy glo 10-1 in evolusie. So, hy is ook 'n gelowige. Hy glo nie 10-1 nie, 100-1 of 1000-1. So hy glo in evolusie. So wanneer hy kom en sê dat 'n kind wat geloof aanleer, indoktrinasie met 'n vraagteken, as deel van kultuuroordrag, wat is sy kultuur en wat is dit wat hy glo wat hy aan sy kinders geleer het? Verstaan nou? So want hy het nie vir sy kinders geleer van evolusie. Verstaan? So dan moet hy daai indoktrinasie met die vraagteken. Hy het hulle geïndoktrineer. Moet hy ook, ja, maar hy moet dit ook op homself toepas. Hy kan nie net sê dit is op ander mense nie, maar op homself ook, want hy glo ook iets. Hy kan nie sê hy glo nie in evolusie. Dan gaan hy aan, hy sê, doen 'n eenvoudige denkeksperiment. Ek stel aan die leser dat daar iewers 'n trop horingperde bestaan, wat die lotgevalle van alle mense bepaal. Kan jy dit glo? Vraagteken? Nee, waarskynlik nie. 'n Mens het nie vrye keuse oor wat jy glo nie. 'n Mens het nie vrye keuse oor wat jy glo nie. Natuurlik het jy vrye keuse wat jy glo. Mos nonsens. Ek dink die punt wat hy daar probeer maak is dit gaan oor logika. So vir hom maak dit nou nie sin, daar's nou perde, verstaan, so hy probeer dit maak so sin, sy punt is dat God bestaan nie, dit maak nie sin nie. Hy is nie baie logies nie. En as gevolg daarvan, dit is nou nie logies nie, sal jy ons nou nie daarin glo nie, so dis hoekom hy nou daai punt maak, maar daai punt, dit is nie 'n geldige punt. Ek weet dit vorm deel van die hele debat oor vrye keuse, maar hierdie koerant is te dun daarvoor. Mense se vrye keuse om van geloof te verander is beperk. Dit is ook nonsens. As Van Memberty aan depressie gelei het, was waarskynlik sekondêr, weens sy naderende dood. Hy is waarskynlik deur nihilisme tot sy selfdood gedryf. Dat burgers som humanisme aanbied as die teenpool van geloof, lyk vir my na 'n gebrek aan kennis van die probleem, aanhalingstekens, waarvoor godsdienst 'n oplossing, aanhalingstekens, verskaf. Van Memberty se uiteinde dui daarop dat sy lewensbeskouing eerder sekulêr nihilisties was as sekulêr humanisties. Ek is egter ver uit my vaarwater. Hierdie woordspeletjies moet eerder aan filosofe oorgelaat word. Kan rapport dalk 'n filosoof kry wat oor filosofie skryf? Baie dankie dat 'n rapport 'n teoloog toegelaat om te skryf daar, né? Oor Fanny Becker se beskuldiging dat ek deelneem aan die sinlose godsdienstgesprekke wat ek verfoei, kan ek stel dat die bogemiddelde leser my teikenmark, soos hy gaan net vir die bogemiddeldes, ek wonder of ons bogemiddeld genoeg van volgens hom is dit seker nie so nie. Sekerlik kan sien dat my skrywers reaktief is op waardsaansprake van ander, meestal rubriek-skrywers. Hierdie waardsaansprake is sodanig genormaliseer deur dekades van Christnasionalisme, dat die gemiddelde leser dit nie herken as 'n aanspraak nie, maar liggelowig as feit aanvaar. Ek identifiseer enkele sulke aansprake in burgers se skrywe in plaas 'n alternatiewe verklaring op oorwig van wetenskaplike kennis tussen hakies. Hier kom die wetenskaplike kennis. Sogenaamde wetenskap. Sogenaamde. God het die mens as morele wese geskape. Dan in hakies, die mens het ontstaan as gevolg van evolusie. Ja, daar kom het. O, so hy glo in evolusie om. Ja. Ons leer uit argeologie en biologie. Moraliteit is nie vas nie, maar ontwikkel. Ja, dit is altyd verandering, né? Ontwikkel in gemeenskappe. Ons leer dit uit geskiedenis en sosiologie. Kijk, so hy sê hierso, die mens het ontstaan as gevolg van evolusie, Ja. en dat ons leer dit uit argeologie en biologie. So hy sê volgens argeologie
en biologie, Ja. kan ons duidelik sien dat evolusie waar is. Dis nou sy Sy punt, siening, hè? sy Dis subjektiewe, anders. Ek daag hom uit om vir my dit te wys oom. Ja. Want dit bestaan nie. Ja. En dan sê hy dat die moraliteit is nie vas nie. So wat hy sê, morele waardes is nie vas nie, want dit ontwikkel in gemeenskappe en ons leer dit in geskiedenis en sosiologie. Ja. Nou, hy is reg en verkeerd oom. So die punt waar hy reg is dat volgens al die verskillende kulture in die wêreld is almal het verskillende waardes, ja, né? En nie almal is dieselfde nie. So volgens dit is dit reg. Maar wanneer dit kom met morele waardes, dan moet jy gaan kyk wat beteken die woord moreel, want jy kan nie die woord moreel gebruik as jy nie glo in God nie. Ja. So as jy sê morele waardes en jy sê dit is nie reg en vas nie, verkeerd, né? dan het jy 'n probleem, want aan my vraag aan hom is dit dan verkeerd om moord te pleeg? Ja. Want daar's 'n sekere kultuur in die wêreld Ja. wat volgens hulle waardes is dit okay. Jy kan maar moord pleeg. Ja. Dis okay. Ja. Daar's ander kulture wat letterlik, ek die noue dag, iemand van my gewys, daar's 'n kultuur in die wêreld waar dit is okay om jou kinders te molesteer. Ja, maar Verstaan? So jy kan nie gaan en sê nee, maar daar's niks so iets as reg en verkeerd nie. ja, maar dis jy's die punt, daar is onchrustelike kulture. Hulle het nie God nie, hulle ken nie die Bybel nie, hulle ken nie reg en verkeerd nie. Ek weet. Ons is Christene, ons is nie afgodedienaars of wat ook al, ons is nie barbare nie. Maar die punt, die probleem wat hy het, en hy sit met 'n groot probleem. Hy het 'n groot probleem, en weet wat sy probleem is dat hy leef in 'n land wat se waardes gefondeer is op die Bybel. Ja. So die konstitusie en die waardesisteem wat ons het, is gebaseer op die Christelike geloof, op die Bybel, né? As ek nou vir hom gaan vra, dink hy dis verkeerd om te molesteer of om te verkrag of om dood te maak? Dan gaan hy sê, ja, volgens hom glo hy so, maar dan kan ek vir hom vra, maar wat van al die ander kulture wat glo, dis nie okay nie. Verstaan, hy gaan nie dit, want hy het nie 'n fondasie om te sê dis reg of verkeerd nie. Verstaan hom? So, ja, sy redenasie en waarop hy staan is sand. Ja. Dan gaan hy aan, hy sê, moraliteit veronderstel dat jy tot verantwoording geroep kan word. Vals, sê hy. Moraliteit is jou eie keuse om reg op te tree met 'n interne locus van beheer. Nie uit vrees verantwoording nie. Ja, totaal humanisties, jou eie interne locus. Dan sê hy, burgerhumanisme is selfgesentreerd, selfsugtig en hedonisties. Dan antwoord hy, humanisme het vir ons die beginsel van menseregte gebring. Dis universeel vir alle mense, nie selfsugtig nie. Humanisme het volhoubare, vreedsame naasbestaan sonder menseregte skendings ten doel. Dis nie hedonisties nie. Interessant nou op hierdie punt, die vorige punt waar hy sê, is dat moraliteit veronderstel dat jy tot verantwoording geroep kan word, né? Ja. So daar's verantwoordelikheid wat jy het. Nou sê dit is vals, dit is nie so nie. Ja. Nee, want dit is 'n interne ding, nee? Wat dit is in jou. Ja. Dit is nie wat jy's nie verantwoordelik nie. Dan sê hy, Burger sê dat dit is selfgesentreerd. Letterlik die punt wat hy hierbo gemaak het, wat dit is in jou, selfgesentreerd. So jy is verantwoordelik te wees nie. Nou sê hy, Burger sê dit is selfgesentreerd, en sê nee, dit is vals. Dit is nie so nie. Humanisme is nie selfsugtig nie. Maar hierbo sê dit is eintlik, want dit is gefokus op jouself. Want as jy nie verantwoordelik optree nie, en ek kan dink, maar ek is nie gepla oor oom nie, ek is nie gepla oor my medemens nie, dat beteken jy tree op onverantwoordelik, verstaan? So, dan gaan dit net oor myself. Sy denk is nie konsekwent nie, né? Sure. Dan sê hy, humanisme het volhoubare, vreedsame naasbestaan sonder menseregte skendings ten doel. Dis nie hedonisties nie. Dan die volgende punt. Die swaar mag wat God aan die staat verleen. In die moderne demokrasie kan die staat sy mandaat van die kiesers. Kerk en staat is geskei. Hierdie stelling is so argaïs dat ek kwaadlik die denkraamwerk kan voorstel wat hy oplever. Ek gun Dr. Burger sy godsdienstvryheid. Ek betreur dat rapport hom vir lesers aanbied as 'n denkleier. Dit lyk regtig of hy baie van die kennis wat oor die afgelope eeu of 2 opgebou is, misgeloop het. Ons weet dit nou nie te veel op reageer, maar regtig waar. Informasie. Ai. Baie keer mense dink informasie is kennis oom. Ja. Oom, het ons nou een brieweblad rapport en dit is geskryf
deur Dr. Bernard Fieker. Amos van der Westhuizen versus Dr. Isaac Burger. Ek was taamlik uit die veld geslaan toe ek Amos van der Westhuizen se skrywe, Isaac Burger is geen denkleier, hoekom gee rapport van hom 'n platform, lees, en moes dit weer lees om agter die kap van die byl te probeer kom. Amos se skrywe is volgens my mening onvanpas en ongevraagd. Eerstens moet ek byvoeg dat ek geen verbintenis met Isaac Burger het nie, hom nog nooit ontmoet het nie en ook nie aan sy kerk behoort nie. Ek het dus geen persoonlike belang by hom nie. Ten spyte hiervan glo ek Dr. Burger het 'n reg om sy mening uit te spreek. En ons as rapportlesers het die reg om dit te lees en te oorweeg. En rapport het die reg om dit te publiseer en om 'n platform te gee. Of Dr. Burger nou 'n denkleier is of nie, is heeltemal irrelevant. Lesers en skrywers hoef nie denkleiers te wees ten einde 'n platform op rapport te kry nie. Gelukkig plaas rapport 'n baie wye reeks sieninge. Van teoloë tot filosowe, van dwaalleraars tot skrifgetroue leraars, van dolerendes tot dwaalendes, en van agnostici tot gelowiges. Ja, en selfs van evolusioniste, soos Amos wat glo God is tot niks in staat nie en bestaan nie. Dr. Isaac Burger se skrywe van Memmerties ekstreme daad kan lewens kos, waarteen Amos nou so te velde trek, was goed beredeneerd en het geldige punte bevat. Amos beweer die gereelde uitsondering op die reël is geloof. Soos Amos het dit eintlik teen geloof en teen gelowiges, waarvan Dr. Burger een is, en blykbaar sonder ook teen geloof in God self. Dan maak Amos beswaar teen Dr. Burger se God as sy God. Dankbaar dat Amos darm die woord God met 'n hoofletter geskryf het. Nou ja, Amos, God behoort nie aan Dr. Burger nie, en om van sy God te praat is onvanpas. Die skepper God wat Dr. Burger aanbid, behoort nie aan hom soos wat Amos voorstel nie, maar is die skepper en God van die hele mensdom. En ja, rapport het al 'n bydra van 'n rabbi en iman geplaas. Dan kom Amos met die cherry op die koek wanneer hy konstateer dat 'n mens het nie 'n vrye keuse oor wat jy glo nie. Dis nou regtig nonsens. Elkeen het die keuse of hy wil glo of nie, wat en waarin hy wil glo, of hy wil doleer of nie, en hoe hy sy vrye keuses gebruik al dan nie. In teenstelling met Amos se stelling, mense se vrye keuse om van geloof te verander is beperk. Is daar vele mense wat elke dag hul geloof verander, veral van ongelowiges na gelowiges, en ons sien dit al meer. Ja, ja. Ons sien hoeveel mense Ja. het gelowiges geword met Charlie Kirk se dood. Ja. Dan maak Amos die stelling dat die mens ontstaan het as gevolg van evolusie. Toe begin ek bietjie vir Amos verstaan en van waar sy skrywes kom. Hy is 'n makro-evolusionis. Evolusioniste is besonder onverdraagsame mense, is my ervaring. Van daar sy vernyn en hatigheid teenoor Dr. Burger. Dan poog Amos om Dr. Burger te elimineer met 'n uitklophou wat lees, dit lyk regtig of hy baie van die kennis wat oor die afgelope eeu of 2 opgebou is, misgeloop het. As Amos nou nog glo dat die mens ontstaan het as gevolg van evolusie, wat konstateer dat lewe van selfers, kraak en uit niks ontstaan het nie, dan het hy ook baie kennis misgeloop. Glo Amos nou regtig dat die uiters komplekse menslike liggaam van selfers tot stand gekom het? Wetenskaplike kennis wat die afgelope eeu of 2 opgebou is, bevestig dat lewe en die menslike liggaam in besonder so uiters kompleks is, dat dit 'n meesterlike voorbeeld van hoogs tegniese ontwerp is, iets wat slegs 'n intelligente ontwerper daar kon stel. Die Bybel is immers in 'n sekere sin die eerste handleiding wat na evolusie verwys, wanneer dit bevestig dat laat die lewende wesens voortbring volgens hulle soorte. Dit behels mikro-evolusie. Visse sal visse voortbring, van alle visse sal bly behoort aan die visfamilie en sal nie die grense van viswees oorsteek nie. Soortgelyks met katte, honde en beeste en mense. Kom ons gun rapport die geleentheid om vir beide denkleiers en gewone mense die kans te gee om hul sieninge weer te gee as basis vir verdere gedagtewisseling. Dankie rapport. Dankie oom. Goed Ja. gestel. Ons hoop maar Amos lees dit oom. En dan kyk eens wat gaan hy antwoord. Hy gaan nou weer hele debat begin, heel mondelik. Maar as mense reg het dat die Ja. gewone lesers kan dink Ja. oor hierdie beginsels, help nie jy laat al hierdie
evolutioniste net elke keer die gelowiges probeer platvee soos hy Ja, maak hulle, tot hulle, burger. hulle probeer hulle geloof nou op ons Ja. afforceer. Ja. Jong, ek het nou hier so 'n interessante berig. So bly, nie 'n berig nie, 'n artikel, so bly mans vir ewig half mens. Dit klink nou interessant. Ja, ons het nou nie tyd hiervoor nie, dit gaan weer eens oor die gereformeerde kerk, en die een dame, Alida Kok, wat beweer dat die mans wat nou nie en weder glo is half mense. Nou, ons moet afsluit, ons tyd is al lang al verby, Sure. Ons praat hieroor volgende week, kykers. Kom luister 'n bietjie alle mans, of julle half mense is of nie. Daarmee sê ons weer totsiens, ons praat weer saam volgende week.